Ons het 'n skietstilstand in Iran vir 2 weke. Oliepryse is laer en die wisselkoers is sterker. Gaan ons nou weer terug na normaal of is daar nog pyn wat vir ons voorlê? Ek gesels aan met Prof Waldo van die Noordwes Universiteit en Christian van FFG hieroor en kry hulle opinies oor die saak. Die week se ekonomie oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Die rand verhandel tans op R16.43 teenoor die Amerikaanse dollar, baie sterker Woensdag, en op R19.19 teenoor die euro en op R11.57 teenoor Australië se dollar. Die Brent oliepryse dan ook skerp Woensdag gedaal weens die skietstilstand en staan hierdie prys tans op $93.45 per vat. Voor ons begin wil ek net vir almal wat ons wel volg op YouTube en Facebook baie dankie sê vir julle ondersteuning. Sonder julle is hierdie nie moontlik nie. As jy ons nog nie volg nie, maak gou asseblief dubbel seker, dit kos jou absoluut niks nie en dit help ons om elke week hierdie inligting by jou uit te kry. So baie dankie vir julle ondersteuning. Soos beloof gesels ons dan met Prof Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit weer vanoggend. Baie welkom by ons, Waldo. Dankie Johnny. Waldo, het voel vir my, ons het hierdie gesprek net genoeg uitgestel vir die skietstilstand. Gisterand het die skietstilstand nou aangekondig. Markte weer heeltemal, dit gee ons lekker baie goedjies om oor te gesels. Lekker Johnny en positiewe goed. Ek was nou al moeg om bekommerd te wees oor wat gaan die impak wees op pryse en so voort. So alles het omgedraai. Olie is heelwat laer, die rand is lekker sterk. Markte doen goed, omtrent reg oor die wêreld, as die aandelebeurse is op. Ons gaan nou sien hoe lyk dit die res van die dag hier by ons. Daar's 'n groot klomp positiwiteit dat daar nou 'n verligting kan kom van al hierdie prysdruk en moeilikheid en onsekerheid en dat ons kan weer vorentoe kyk. Ja, ons hoop regtig so, want gisterand nou het ons nog, toe ek gaan slaap amper, toe praat ons nog van 'n 10-12 rand stygings in brandstofpryse vir my maand. Dit lyk nou nie meer noodwendig die geval. Dit hang nou alles af. Ek dink nogals daai 10 rand stygings op diesel was so bietjie, soos hulle sê, clickbait. Jy weet, dit is baie slegte nuus op die aanname dat olie bly op 110 en die rand is hier by R17.10 en dan is dit so vir die res van die hele maand. So, dit was 'n groot moontlikheid. Dit is glad nie onmoontlik nie. Ek dink is dalk so knertsie pessimisties gewees en veral wat ons trek ons die 8ste. Ek weet daar's almal baie daaroor in die maand. Maar nou lyk dit heeltemal anders. Ons praat van 'n rand op R16.40. Ons praat van olie op $3.94 'n vat. So dis 'n ander prentjie en ek dink weer eens daar's nog baie daaroor in die maand. So ons sal kyk waarheen gaan hierdie. Ek dink nie dit is nou 'n eenrigting pad vir lae olie en sterk rand nie. Die onderhandelinge self gaan 'n bron van onsekerheid wees. En ek dink voor daar nie baie skepe deur die straat van Hormuz gaan dat mense sê maar hierdie druk is nou verlig nie. Voordat dit gebeur nie, gaan pryse relatief hoog bly. Oliepryse ten minste. Waldo, verduidelik vir my hoekom hy die rand versterk. Want hy het redelik skerp versterk. Ek sê seker waar hy gister was, maar vanoggend is hy op 16.40 daar rond gewees. Hoekom sal die rand nou versterk? 'n groot deel daarvan is 'n swakker dollar. Ek het gou geloer voor ons begin gesels het. Die diksie is op, so die dollar in 'n handelsgeweegde indeks van ander groot geldeenhede is swakker. So ek dink dadelik toe die amper sê die oorlogse onsekerheid verby is, toe sit so 'n bietjie van 'n terugslaan na waar ons was voor die oorlog. 'n Effens swakker dollar, want die moontlikheid van inflasie in die VSA is daar. Hulle ekonomie doen nog steeds goed, maar dalk is dit heeltemal so goed soos wat hulle wil nie. En die gevolg is dan net om te sê, maar wag 'n bietjie, die dollar kan so 'n bietjie swakker verhandel as wat ons tot dusver gesien het. En sê in die laaste 4 weke. Dalk bietjie minder terugsyfwywend toe meer na, kan ek sê, nuwe normaal toe. Ja. So dit is dit is 'n ons hoop regtig dit kan op 'n sterker vlak hieraan bly. Ja. Ons het nie regtig 'n idee van of ons 'n stygings nog gaan sien of 'n daling in brandstofpryse of dieselpryse nie. Ja, daar dink ek dis regtig nog vroeg om te sê. Ons hierdie 2 weke gaan nou help. Hierdie 2 weke gaan help. Verseker net in die opsig dat daar word ten minste nie meer geskiet nie. Daar is nou nie meer so aktief nie. So daar's dalk nog 'n los ou iewers wat nie gehoor het daar's 'n skietstilstand nie en hy trek nog 'n paar skote af of skiet 'n missiel. Maar ek dink in die breë gaan dinge rustiger gaan daar, so dis positief. Of tot watter mate die straat gaan oop wees, dit gaan ons sien. Ja, en of al hierdie kan ek sê die
wat se 10-punt plan of alles gaan aanvaar word deur beide partye. Dit klink vir my nogal Johnny, daai 10 punte is, ek dink dis die Iranese kant stel nog as groot eise daarso, waar toe nie dalk die FSA en Israel wil instem nie. So ek dink een van hulle is hulle moet ophou om Iran se bondgenote aan te val. Maar die Israel het al gesê hulle gaan nie nou uit Libanon onttrek nie. Hulle gaan daai spergebied handhaaf en Hezbollah tref soos hulle wil. So daai goed gaan haakplekke wees. Ja, so presies waar die 10-punt plan geëindig, gaan die Amerikaners bereid wees om te betaal vir die skade wat hulle gemaak het tot nou toe? Ek twyfel. Trump is nou nie bekend of dat hy sy geld uitdeel nie. Ja, ek dink daar's nog 'n pad om te stap of hulle gaan terugkeer tot volskaalse bombardering. Ja, ek twyfel. Ek dink hulle soek nou al vir 'n pad uit. Ek dink ook Amerika soek vir 'n pad uit sonder dat hy sy ego te veel amper En dis ook amper 'n moeilike manier om nou uit te klim sonder om nou sleg te lyk. Ja, Daar's daar kommentators wat sê hierdie is 'n mislukking, die Amerikaners het eintlik verloor ensovoorts. Die teenkant daarvan is, wil jy dan hê hulle moet aanhou beklei? Ja. Dit sou ook 'n mislukking wees. Ek dink nie daar was 'n beriggie vroeër die week op Netwerk 24 wat gesê het mens moet nie dink in hierdie oorlog in terme van 'n duidelike wen of 'n verloor of 'n regime verandering of dit gaan half oor die verandering van die magsbalans. Het hulle Iran so hard getref dat die magsbalans bietjie anders lyk in die streek en mens dink so. Ek dink hulle het verseker hou gevat. Die vraag is eintlik nou maar net, is dit groot genoeg om te kan sê ons kan vir nou eers stop? En Israel kan sê as ons iets ryk van Iran verryking sal ons teruggaan na julle weebom. Is iets in daai lyn, maar dis nie nodig om nou hierdie ding uit te rek om jou langtermyn veiligheid verder te probeer verseker nie. Ja. Ja, ek weet kunsmispryse is so groot kommer ook, so ons hoop dit kan dalk ook so dit behoort te kan afkom. Die oomblik as die skeepsverkeer oop is, gaan daai pryse ook anders lyk. So ek skat daar gaan dalk aanvanklik 'n bietjie van 'n skerp toename in die vraag wees wat almal ons nie nou moet koop want jy weet ons gaar eerder op en weet ons as daar later moeilikheid is het ons voorraad. Ons sal sien, maar ek dink in die breë het staan ons hier 'n positiewe oomblik so op 'n los Woensdagoggend. Ja, so 'n goeie laat Paasnaweek geskenk wat ons nou hier gekry het. In terme van die produksiekapasiteit, want ons gaan nou eintlik weer daar's skade aan van hierdie areas gewees of van die infrastruktuur gewees. So dit gaan dalk eers weer moet opgebou word. Dink die stoorplekke is redelik vol of die stoor is vol. So ons gaan dadelik sien, maar ons gaan nie noodwendig sien dat die olieprys terugkom $60 toe. Nie vinnig nie. Ek dink dit gaan 'n ruk vat. Dit moet regtig of dinge moet terugkeer na normaal toe, jy weet. Die Emirates moet weer, honderde vlugte en die skepe moet rustig die Here vaar. Daar moet geen sprake wees van 'n geskietery voor ons terug gaan na $60 toe. Maar dink jy ons kan dalk, kom ons sê dit gebeur nou. Dit is alles weer pragtig. Dink jy nie dat die skade aan die infrastruktuur kan dalk sê oor ons bly daar op $70? Ek dink nie sommer aan die Saudi en UAE kant of so nie. Dit moet nou 'n skade maar niks op die skaal wat dit 'n langtermyn hoër prys veroorsaak nie. Dit is hier en daar, ek dink daar was vanoggend 'n beriggie oor 'n brand by 'n aanleg van een of ander aard in Bahrein. Maar dit is al reeds geblus. So ek nie regtig 'n ware vernietiging van kapasiteit nie. Wel dan naamlik dit is baie moeilik, maar ons moet nou scenario's gaan bou. Ja, ons gaan nou gaan sê, okay, kom ons sê die oorlog is nou tot op 'n einde, hulle skiet stilstand almal loop nou weg en dis nou vrede. Die straat is oop. Ja, sal ons vir my maand dan sien dat daai R10 wat ons vir April styging gesien het dadelik kan terugkom of nie noodwendig nie. Of wat kleiner is. Ja. Nee, as ons die res van April kan deursien teen 'n laer olieprys en 'n sterker rand-dollar wisselkoers, baie kleiner styging of dalk selfs geen styging nie. Nie noodwendig 'n verdere styging nie, maar dink jy ons kan die R10 wat ons vir April se styging gesien het, kan ons van dit begin terugwerk dat hy kan weer begin daal, jy verstaan. Dit is nie onmoontlik nie. Ek dink die groot styging wat nou voorspel is vir Mei maand was gebaseer
op 'n vergelyking van olie op $94, so omtrent waar hy nou is. So weet ten minste kyk mense na onveranderd as jy praat van dit bly soos dit is. As die rand nog sterker word of die olieprys nog laer is, dan begin jy praat van 'n daling. So as ons hier na $80 toe beweeg, nader aan die R16 dollar, dan kan ons Dan begin mens praat van 'n brandstofprysdaling. en die R3 wat die regering vir ons afgegee het tegnies nou, moet hulle dit nie het hulle dit in begroting? Kon hulle dit doen? Hulle kon dit doen. Daar was genoeg geld gewees en ek dink hulle gaan baie verlig wees as hulle dit nie nog 'n maand hoef te gee nie. Maar ek meen om dit vir 1 maand te gee sou hulle kon doen. Wat die nadeel is, hulle moet dit dan iewers bysit. Hoopelik wag hulle nog so 'n maand dat die pryse nou behoorlik afkom. Dat jy dit af kan inglip sonder dat dit 'n styging veroorsaak. So dat as die prys na R3 afkom, dat hulle dan nou net niks afkom nie. Tegnies of so iets, dat hy onveranderd bly. Baie dankie Waldo, dit was weer baie insiggewend geweest, baie interessant geweest. Kom ons hoop regtig hierdie draai vir ons positief, want ek dink die alternatief as hierdie oorlog aanhou kon redelik sleg vir ons uitgedraai het met inflasie, rentekoerse, al daai tipe goed wat negatief vir ons kon wees. So kom ons gesels dan weer volgende week. Volgende week praat ons. Kom ons hoop die goeie nuus hou aan, omdat dit 'n goeie impak op ons bedryf ook kan hê. Verseker, dankie Johnny. Soos beloof, verwelkom ons dan vir Christian van FFG vandag. So ons gaan 'n bietjie verder praat oor die effek van hierdie oliepryse, hierdie brandstofpryse, hoër insetkostes op die verbruikers en die langer termyn effek wat dit dan op ons het. So baie welkom Christian. Dankie Johnny, lekker om weer by jou te wees. Christian, ons sien nou natuurlik brandstofpryse, oliepryse wat op is vir April, skerp op is. Daar was 'n aanvanklik gisterand voor ons opgeneem het, was daar nog 'n verwagting vir stygings van Mei maand gewees, maar nou het ons hierdie skietstilstand. So nou kan ons moontlik, kom ons sê dit bly net dieselfde. Nou kan ons moontlik sien hier is die stygings in oliepryse, brandstofpryse vir 'n maand. Maar wat gaan die effek eintlik wees? Eintlik wat ons wil hoor, wat gaan die effek op my en jou wees as 'n verbruiker in die jaar af, in die pad vorentoe, en wanneer kan dit dan nou inkom? Want dit gaan nie dieselfde effek hê op voedselpryse, op al daai tipe pryse nie. Daar gaan tog 'n bietjie ander effek wees. Ja, ek dink die brandstofprys, of kom ons sê die olieprys, het nou afgekom van gisterand af na die praatjie tussen Amerika en Iran. Maar ons moet pas op, is nog steeds op 'n baie hoë vlak. En ons is nog baie ver van sogenaamde out of the woods met die hele oorlog en die volatiliteit wat in die gang is tussen Amerika en Israel en Iran. Ek dink as jy gaan kyk na jou eie sak, dan raak dit duurder, maar die impak op die totale ekonomie, mense wat duisende en miljoene liters diesel of brandstof gebruik, is die impak, as jy dit alles bymekaar sit, die som van die impak, is baie groter as net vir my en jou op ons huishouding. En ons het dis 'n baie belangrike punt om dit in ag te neem, want die effek hiervan het nog nie deurgekom nie. In my opinie is daar 'n tipe van 'n lagging effek, soos hulle dit sal noem, waar ons regtig die impak eers oor 'n paar maande gaan sien deurkom in die ekonomie en in syfers. Dis wanneer ons sal sien, jy weet, wat die ware impak is, en ek dink dit gaan 'n mooi prentjie wees hier. Wat dink jy gaan hierdie impak wees? Heel waarskynlik, dit kan, dink ek, die moontlikheid vir 'n globale resessie, ekonomiese resessie. Is amper soos 'n vloekwoord om te gebruik, maar ek dink ons moet dit sê. Ons moet sê wat dit is. Ons het lanklaas 'n globale resessie gehad, en dit is ekonomiese markte, of die ekonomie en markte beweeg in hierdie tipe siklusse. En wanneer jy hierdie tipe van skokke kry in 'n ekonomie, dan is dit tipies wat jy sien gebeur, veral met 'n energieskok. Dis 'n baie belangrike punt hierdie, dat hierdie 'n energieskok is. Die impak hiervan en hoe lank dit eintlik kan aanhou, as gevolg van hierdie prysskokke, het 'n ongelooflike impak op die ekonomie. En ons weet hoekom, want ek bedoel, brandstof word gebruik regdeur, jy weet, regdeur die mark, van jou voet, dit het 'n impak op al jou pryse. Ja. Nee, dit is 'n integrale deel van alles wat basically van die hele voedselwaardeketting, van alles, nie net die voedselwaarde, van alle waardeketings eintlik. En ons het reeds begin voor hierdie skok, het ons reeds op 'n globale vraag of amper laag groei begin, ekonomiese groei wat relatief laag was, verbruikers wat meer onder druk was, en ons het so halfie nagevolge bietjie van COVID nog wat ons gehad het, en nou hierdie groot skok. So dit kan dit dalk nou nog meer in die rigting van 'n resessie druk.
Ja, gekoppel met hoë variasies op aandelemarkte wêreldwyd. Miskien nie soseer in Suid-Afrika nie, maar verseker in die buiteland, veral in Amerika, waar die variasies op die aandelemarkte regtig baie hoog begin raak. Mense was al klaar half op hulle senuwees gewees nog voor hierdie oorlog begin het. So ek dink dit gekoppel met 'n hoë skuldlas wêreldwyd, gekoppel met hoë energiepryse, brandstofpryse, dit voel net vir my dis 'n mengsel van 'n klomp goed saam wat nie baie positiewe uitkyk lewer, jy weet, oor die medium termyn nie. Maar ons moet dit aanvaar dat hierdie goed is wat gebeur in die ekonomie. Ons moet nie blind staar vir die impak wat hierdie kan hê nie. Ons moet voorberei vir 'n tipe van 'n worst case scenario, wil ek amper sê. Ja, en dan jy praat van 'n lag effek jy nou van gepraat. So kom ons sê dit het nou in April ingeskop in ons mark, ons het 2-3 maande gaan die hele volle impak nou van alles eintlik geabsorbeer word in ons markte. Nou kom ons sê Junie, Julie, Augustus, wanneer ook al gaan ons dan nou die hoër voedselpryse sien. Wat dink jy is die ripple effek van dit deur die ekonomie? Gaan ons hoër voedselpryse sien? Kom ons sê die brandstofpryse kom aan Mei maand af, weer na waar dit was. Gaan daai effek nog aanhou? Kyk, hoe vinnig gaan dit afkom en tot op watter vlak gaan dit afkom? Omdat, soos ek nou vroeër gesê het, ons was op $60 per vat en ek bedoel ons is nog op net onder die $100 'n vat, ons was bo die $100 'n vat. So alles gaan deurspoel. Maar, okay, wat beteken dit vir die verbruiker? Dit beteken pryse by die petrolpompe is al reeds aansienlik op, almal weet dit. Dit gaan definitief 'n deurspoel effek hê op kospryse. Jy sit op die einde van die dag met 'n verbruiker wat onder druk is, totaal en al. Onthou, rentekoerse sou afgekom het. Die kans dat rentekoerse nou gaan afkom is aansienlik minder. Dalk opgaan. Moontlik kan opgaan as inflasie nie onder beheer is nie. En dis die probleem waar jy sit, is in 'n lae ekonomiese groeiomgewing met hoë inflasie, met rentekoerse wat relatief hoog is. So dis 'n verbruiker wat onder druk is. Dis die persone wat die dienste lewer of die produkte lewer wat onder druk is. So die hele domino effek is nie so eenvoudig nie. En dan sit jy op die einde van die dag met 'n omgewing waar jy nog minder groei as wat ons tans groei. So daar's nie 'n positiewe uitkoms regtig wat ek nou vir jou kan sê vir een rolspeler in die ekonomie regtig nie. Behalwe om te weet en voor te berei dat die moontlik bietjie pyn kan kom in die pad af. Ons gaan half eers met hierdie stygings wat ons gesien het en gaan ons nou eers bietjie pyn moet deurgaan eintlik, wat ek nou hoor hier reg sê, pyn moet deurgaan voordat dit kan beter gaan. Maar dis dan goeie nuus dat ons 'n skietstilstand het, dat pryse af is, so ons kan dalk vinniger positiewe nuus sien, as ek dit reg verstaan. Ja, ons kan, maar ek sou nie te optimisties wees oor hierdie tydelike stilstand. Ekskuus, dit klink dus asof ek die hele tyd net hierdie doom and gloom en pessimisties is. Dis glad nie die bladsy wat ek op is, wil ek amper sê nie. Maar as jy net gaan kyk hoe volatiel die gesprekke was en hoe op en af die gesprekke was in die laaste paar weke, ek dink hierdie is dalk in my opinie net 'n tydelike verligting. Ek is nie so seker of dit regtig verby is nie. En al is dit verby, gaan ons nog steeds sit met 'n area wat se infrastruktuur verskriklik beskadig is. Baie onsekerheid nog steeds oor daai stryd af Hormuz en wat die impak van hierdie hele spanning gaan wees op pryse om daardeur te beweeg. En is baie keer dink mense die impak is net op brandstof en op olie. Dit het 'n totale ander ripple effek op gas, op helium, etc. So gekoppel aan die feit dat daai infrastruktuur herbou moet word. Dis 'n probleem. Ja, dan kan jy vir laer aanbod sien. Pryse wat nie noodwendig vinnig terug gaan kom. $60 toe nie, maar Dis die op 'n probleem. hoër vlak gaan bly. Ja. Hierdie ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Sien weer volgende week.